soos ons die afgelope klompie week al gekyk het na dit wat Jesus ons leer uit sy woord. Soos Johannes ook vir ons sê, al die boeke in die wêreld gaan nie sy leringe kan bevat nie. Daar's net te veel. En hoe gaan 'n mens alles onthou? Wel, dit is die wonderlike daarvan dat Jesus het gesê, ek gaan die Heilige Gees stuur en hy gaan julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. So wanneer jy die woord in jou hart bære, dan gaan die Heilige Gees op die regte oomblik dit tot herinnering roep. En vir jou herinner aan dit wat hy vir jou gesê het en wat hy vir jou geleer het deur die jare. Dit is altyd goed om die woord in jou hart te bære. Ons leef in 'n tyd waar baie ideologieë kom en hulle staan teen die waarheid, staan teen die woord, staan teen Christendom. Sodanig sodat Christene doodgemaak word en hulle Bybels word verbrand. Maar wat hulle nie weet nie, hulle kan hierdie boek verbrand. Maar as die waarheid in my hart vasgevang is, kan hy maar maak met die boek wat hy wil. Want die inhoud daarvan, die woord daarvan, bly vir ewig. Dit het nog nooit nodig om verander te word nie, hulle vertaal anders, maar die inhoud het nog nooit nodig om vervang te word of aangepas te word nie. Dit bly dieselfde. Daar's pogings om dit te verander en aan te pas, maar die waarheid daarvan bly vas. Niemand kan dit verander nie. En dis waar vanmôre se les by uitkom in Lukas 21 vanaf vers 29. Toe vertel hy 'n gelykenis, let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self. As julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. My woorde, Jesus wat dit sê, wat hy praat. My woorde sal nooit verbygaan. Wanneer julle die vyeboom sien bot, weet julle, God se tyd is naby. Nou, hy het vir hulle 'n illustrasie gebruik wat by hulle bekend was. Daar was vyebome was volop gewees en bome was volop, olyfbome was volop gewees. So hulle het die natuur geken. Kyk na die bome. En wanneer die blare begin uitstoot, weet ons die somer is naby. So as jy dit in die natuur kan lees, het God vir ons tekens gegee om te weet die tyd is naby. Maak julleself gereed. Dis nie bang maak stories nie, dit gereed maak stories. Wat hy vir jou en vir my kom bring hierso. So in Lukas 21 praat Jesus baie duidelik en dringend met ons. Daai tyd alreeds. Nog steeds vandag praat hy dringend met ons, met jou en met my. En hy praat duidelik tot elkeen se harte. Hy kom nie met koetjies en kalfies en eers praat oor die natuur en die rugby en die F1 en al sulke goeders nie. Hy kom reguit en sê, kyk na die natuur. God se tyd is naby. Ons wil ons eers 'n bietjie koetjies en kalfies. Praat oor die kindertjies wat groot word, eksamens wat nou verby is, al sulke goedjies en dan praat ons nou oor die waarhede wat nou moet kom. Maar Jesus sê reguit kom hy met daardie. Kyk na die vyeboom. Kyk na die vyeboom. Soos hy blare kry, sien julle self die somer is naby. Met ander woorde, soos julle die seisoene en die natuur dophou, het sien die dinge gaan gebeur, so moet julle ook leer om die geestelike seisoene van God dop te hou. As vir die vorige keer as ek kyk na die waarskuwings wat Jesus die disciples kom na hom sê, kyk na hierdie gebou, wow, hierdie tempel is 'n pragtige gebou, 300 jaar gevat om te bou en kyk net daar, wow. Hy gaan eintlik. Maar dis ons met mekaar kom, dis ons geestelike vesting hierdie. Hy gaan afgebreek word. Daar gaan niks van hom oorbly nie. Dis tydelik. Julle kyk na die goede en maak asof dit ewig is. Dit is nie ewig nie. Dis tydelik. En so wil ons ook in ons tyd vandag, waar mense hulle self ingrawe en sê maar hier gaan ek vestig en dit is asof dit alles is. Nee, dis nie die alles nie.
Hierdie is tydelik, waar ek en jou onsself bevind vandag, dis tydelik. Dit gaan verby, dis van verbygaande aard. Word wakker, gee aandag. God die mens, hy is besig om sy mense voor te berei. Geestelik voor te berei. Wees geestelik wakker. Ons kyk na die vyeboom. Dis 'n les van geestelike bewussyn. Word bewus van wat besig is om te gebeur in ons wêreld. Raak dit bewus dan. Kyk na die vyeboom. Kyk na die skepping. Kyk na alles wat jy rondom jou sien. En dan sal jy dit iets lees daarin. En Jesus het natuur so baie gebruik vir ons as 'n voorbeeld. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maak nie skure by mekaar nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Kyk na die lelies van die veld. Nie Salomo het so mooi aangetrek nie. Dis die skepping wat daar is. En kyk net na die skepping, hoe God het vir ons daar gegee, dis 'n teken om bewus te wees daarvan. Kyk net na die vyeboom. En as hy blare begin uitstoot, sagte note, weet jy die somers daarby. So kyk jy ook na jou omgewing, dan weet jy, God se tyd is naby. Kan jy daarmee identifiseer? Sien jy dit raak? Sien jy dit ook? Ons sien die tekens. God se tyd is naby. Nou kom 'n vyeboom, hulle was bekend daarmee gewees. Jesus het illustrasies gebruik wat die mense weer bekend is, wat hulle kan verstaan. Weet jy, die vyeboom, kyk sy blare, hy dop. As jy dit kan raak sien, weet dan ook so, kyk om jou rond, kyk na die natuurrampe, kyk na die toestande, dan weet jy ook, God se tyd is naby. Somer naby, ja, God se tyd is ook naby. Maak jouself gereed. Dis nie bang maak stories nie, dis gereed maak stories. Kry jouself gereed, kry jouself paraat, geestelik paraat. Jy wil hemel toe gaan, reg? As jy gereed, gaan jy aanpas. Gaan jy pas in God se heerlikheid, want almal wil hemel toe. Ek het nog nergens op 'n graf gesien dat iemand sê kry swaar in die hel nie. Maar al die grafstene sê net, weet, rus en vrede, al hierdie mooi goedjies wat mense op die grafstene sê. Maar terwyl ons in die lewe is die vraag na elkeen van ons, is jy gereed om in God se heerlikheid in te pas? Want hy is heilig. Hy is heilig. Gaan jy in daai heiligheid kan inpas? Kan jy daarmee identifiseer vir die res van jou lewetjie? Want onthou, dis 'n ewigheid. Daar is nie 'n einde aan die ewigheid. En jy moet vir ewig daar wil inpas. Ons is in kleedrepetisie, ons berei onsself nou voor om in die ewigheid in te pas. En dis waarom Jesus reg aan die begin gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van God is naby. Wat beteken bekeer? Bekeer, jy draai om van waar jy gegaan het en jy draai nou 'n nuwe rigting, ou dinge verbygaan. Jy's klaar met jou lewe. Klaar met alles wat daar was in jou ou lewe. Dis nou 'n nuwe lewe in Christus Jesus. En daai nuwe lewe in hom is daai voorbereidingslewe waar jy in sy ewigheid wil inpas, vir ewig en vir ewig. Is jy gereed daarvoor? Moenie net die koppie knik nie as jy nie seker is nie. Want jy moet weet dat jy daar gaan inpas in God se heerlike teenwoordigheid. So dis die tekens. Dis die tekens, die bome wat word en die tekens wat ons in die natuur sien. As ons die tekens in die natuur kan herken, hoeveel te meer moet ons God se tekens raak sien? Hoeveel te meer moet ons dit raak sien? Ons het nie profete nodig nie. Ons kyk net na ons natuur. Ons kyk net na die skepping. Kyk wat in die wêreld gebeur, kyk wat in die nuus gebeur. Natuur rond al daai goeders, dan weet ons God se tyd is naby. En iemand het eendag gesê, God's timing is not time driven, it's events driven. Daar's nie 'n datum gegee. Kyk net na die gebeure. Kyk net wat in die wêreld gebeur. En dan weet ons God se tyd is naby. Dis 'n oproep tot geestelike waaksaamheid. Wees waaksaam, geestelik. Ons neem natuur goede waar. Ons neem die nuus en die media waar. Ons neem sport waar. Ons neem al die goed waar. Maar hoe danig is ons fokus op God se waarskuwings en tekens wat hy vir ons gee. Maar dit moet ons eerste prioriteit wees. So eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal hierdie ander goeders bykom. 'n Geestelike waaksaamheid. Nie vrees nie. Dis nie spekulasie nie. Dis net 'n bewuswording, rig jou lewe daarvolgens en lewe dit.
Nie in angs nie, nie in vrees nie, maar in gereedmaak is dit te lewe. Ons is bewus van die morele klimaat in ons wêreld. Ons is bewus van die geestelike toestand in ons wêreld. Ons is bewus van die behoeftes in die wêreld. Maar ons is ook bewus van die onvergewensgesindheid en die haat in ons wêreld. Ons is ook bewus daarvan. Ons is bewus daarvan. En dis nie dat ons nou optogte reël teen haat nie. Ons is nie optog. Dis nie deur krag of geweld nie, sê die profeet, maar deur my gees, sê die Here. As ons onsself geestelik voorberei, dan is ons geestelik op paraat om in te tree en te bid vir hierdie toestande. Ons gaan nie oprogtogte hou nie, ons gaan nie oorlog voer nie. Ons het 'n geestelike verantwoordelikheid teenoor ons wêreld wat ons in lewe. En ek dink verlede week ook daaroor gesels met julle. 'n Geestelike paraatheid, 'n geestelike voorbereiding is die magtigste wapen wat die kind van God het. Waar ons gevul is met sy gees, gevul is met sy krag, om in autoriteit te staan teen die werke van die bose. Nie met optogte en wapens en allerlei goede. Geestelike paraat. Ons bid daarteen. Ek weet nie hoeveel jy jouself blootstel aan dit wat gebeur in die wêreld nie, maar vir my dit is nogal opmerklik om te sien hoeveel van hierdie ideologieë wat ons wêreld inneem, en van daai mensies met hulle fanatiese behoefte om hulle ideologie af te dwing op die weste. Kom hulle in kontak met 'n Gideons Bybeltjie en lees hom en kom tot bekering. Kragtadig tot bekering, sodanig sodat hulle deur hulle familie uitgeskop, inteendeel, hulle familie sit met die reg om hulle dood te maak. Maar nou kom hulle weg en hulle vlug na 'n westerse land toe om 'n getuienis te deel. Ek het deur 'n Gideons Bybeltjie in 'n hotel se laai het ek by Jesus uitgekom. God kan op enige manier, hy kan 'n hoenderhaan gebruik, hy kan 'n donkie gebruik om mense by hom uit te kry. En so kan ek en jy instrumenteel wees om te bid vir hierdie wêreld wat ons in is. Nie tot verdoemenis nie, maar dat hulle gered sal word en by Jesus uitkom. Dat daar 'n 180 grade draai sal wees in hulle lewens en hulle die regte rigting gaan staan, weg van geregtigheid en van heiligheid en van vergifnis. Dis wat ons wêreld nodig het. Kyk na die tekens, kyk na die natuur, jy sien dit, God se tyd is naby. Hierdie dinge, hierdie generasie sê vir ons sal verbygaan. Hy sê dit vir ons baie duidelik. Hy sê vir hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. En hy het met sy geslag gepraat wat daar is, en dit is ook in ek en jy, hy sluit jou en my in. Die geslag wat daar was in sy teenwoordigheid, en die tempel vernietig gesien in 70 na Christus. Wel, hulle het nie die datum gehad soos ons dit vandag, en ons kan in die geskiedenisboeke lees. Maar die tempel was verwoes. Jerusalem was afgebrand geweest. Dit het gebeur. En so ook vandag, 2000 plus jaar later, kan ek en jy nog steeds bewus wees daarvan, die tekens is daar, Jesus het gesê. Die geslag, en dit sluit vir jou en vir my in vandag. Hierdie dinge, hierdie generasie, hulle het die vernietiging van die tempel gesien, en so ook sien ons, die tekens is daar. Vye boombok, die blare is daar, maar ook, God se tekens is ook daar vir ons, en vir ons te herinner. Ons beleef God se laaste dag. En ek sê dit nie om vrees in te boesem nie. Ek sê dit om ons gereed en paraat te kry, vir wanneer die Jesus sou kom, wanneer dit ook mag wees. Mag dalk in ons lewe wees, en heel waarskynlik gaan ons 'n boom plant en nog dalk onder ons. Ons weet nie, maar wees net paraat, wees net gereed. Jesus kom verseker weer. As ons kyk na die tekens om ons. En sy boodskap is dieselfde. Dit wat hy vir sy disippels gesê het daai tyd, is dieselfde boodskap wat hy vir jou en vir my gee vandag. Die hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan, sê hy. Sy woorde sal nooit verbygaan nie. Al brand hulle ons Bybels, en daar sal miljoene Bybels gebrand.
Dis die mees geleesde boek in die wêreld. As ek reg nou nie. Dis die mees geleesde boek in die wêreld, maar is ook die mees verbrande boek in die wêreld. Mense sal jou nie teëgaan vir die leuen nie, hulle sal jou teëgaan vir die waarheid. Want is die waarheid wat so teëgegaan word vandag. Dis die waarheid wat teëgegaan word, nie die leuen nie. Let maar op wat die media vir ons opdis. Die wêreld wat ons nou ken, is tydelik. Nasies staan en nasies val. Groot nasies het al gestaan en groot nasies het al geval in die geskiedenis. Hulle is nie meer daar nie. Ons lees van hulle in geskiedenisboeke. Kulture verskuif. Dan is daar, dit asof kulture modegiere geword. Hier is nou een of ander modegier en dan jaag hulle dit na en as jy weer jou uitvee, is dit verby. Uitgeblus, dan is daar weer 'n nuwe modegier wat in die wêreld. Dit alles val, kom tot 'n einde. Daar is nie weer, dit gaan nie weer aan nie. Waardes skuif. Reg is nou skielik verkeerd. En verkeerd is nou skielik reg. Waarheid is nou die leuen en die leuen is nou die waarheid. 'n Mens weet nie, tensy jy jouself in die waarheid gewortel het. En Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand gaan by die Vader uit sonder hom nie. Jy het Jesus nodig om deur die lewe te kom en uiteindelik by die Vader uit te kom. Sy woorde is permanent. Sy woorde is ewig. Sy woorde het nog nooit nodig om aangepas te word. Al word daar gesê maar dat 'n nuwe profeet opgestaan en dit is nou die nuwe waarheid. Nee, daar is nie 'n nuwe waarheid nie. Hierdie woord bly nog steeds dieselfde waarheid en nooit nodig gehad om aangepas en verander te word nie. Sy beloftes, sy bevele, sy waarskuwings, sy troos, sy goeie nuus is nog net dieselfde. Sy versekering van verlossing, sy belofte van sy terugkeer is vas, is opgeteken en ek en jy kan daarby staan. Ek en jy kan ons lewens daarvan ons inrig. En geen van hierdie sal ooit geskik word nie. Geen van hierdie sal ooit verander word nie. Wanneer alles val, dan staan sy woord nog steeds vas. Nog nooit nodig verander te word nie. Die wêreld van onsekerheid het ons 'n anker nodig en dis Jesus. En sy woorde in ons hart. Dis die enigste anker wat ons het om ons vas te hou in hierdie moeilike tyd wat ons lewe. So wat sê dit alles vir jou van my? Wees waaksaam. Wees net bewus daarvan. Ons gaan nie sommer nou net 'n reël dagreël vir optogte na die gebou nie, ons gaan nie daai doen nie. Ons gaan bewus wees daarvan, en ons gaan ons lewens inrig en ons gaan ons mense om ons saam met ons vat. Saam met ons bemoedig, saam met ons versterk. Ons gaan saam met die pad staan. Die vyeboom herinner ons, die natuur herinner ons, die God se skepping herinner ons. Alles lyk chaoties, maar is 'n teken vir jou en vir my. Sy belofte, nog steeds is hy by ons. Ek is met julle, hy is nog steeds Immanuel. Sy vergifnis, onwankelbaar. Sy vergifnis is nog steeds onwankelbaar, soos wat dit was. Jy lewe in vergifnis vanmôre, daardie dag toe jy Jesus vertrou het om jou sondes te vergewe. Jy lewe nog steeds daarin. Hy het nie van plan verander nie, tensy jy jou modus operandi verander het. Tensy jy besluit het om weer te gaan droom. Maar wat hom aan betref, hy het vergewe. En hy het so ver as die ooste van die weste verwyder. Maar jy kan weer droom. Jy kan weer terugval in jou ou lewe. Dis jou keuse. Maar wat hom aan betref, hy vergewe. Menigvuldig. Hy vergewe. En sy oorwinning oor sonde is nog steeds gewaar. Hy het die sonde en die dood finaal oorwin, die dag toe hy daar in daai grafkelder begrawe was en hy opgestaan het uit die dood. Het hy die dood vir ewig oorwin. Dood is nie vir jou en my 'n vyand nie. Wanneer ons geliefde aan die dood afstaan en hulle is reg met die Here, dan is hulle huis toe. Dis grade plegtigheid vir hulle.
Maar vir jou en vir my, wat nog in gereedheid bemaking is, die dood is nie 'n vyand vir ons nie. Hy het dit oorwin. En sy terugkeer is verseker. En ons moet vasklou aan hierdie onveranderlike waarheid in 'n veranderende wêreld. Die wêreld van alles verander, gedurig. Kultuurverskuiwings, meningsveranderings, waardes wat verander. Maar die Christen staan vas op hierdie waarheid. Dis waarop ons vas staan. Ons moet ons harte voorberei, nie van vrees nie, maar in gereed maak. Gereed maak. Ons is gereed. Elke dag van onsself. Jesus, U kan maar kom. U kan maar kom. Ek hoef nie nou gou eers gaan goed reg te maak nie. Ons leef in gereedheid in elk geval. Ek moet nie gou iets gaan uitsorteer nie. Nee, jy leef elke dag in vergifnis. Jy leef elke dag in oorwinning. Jy leef elke dag in heiligheid. As nie tyd vir gou reg maak nie. Jy leef elke dag in gereed maak en in gereed wees. So Jesus se boodskap vir ons in Lukas 21, nie om ons met angs te vul nie, maar om ons harte te kalmeer met vrede, sy vrede, wat alle verstand te boven gaan. Ek en jy leef in vrede wat die wêreld nie verstaan nie. Hulle verstaan nie die vrede wat die kind van God het nie. Maar kan jy leef in daai vrede? Nie in vrees nie. Kalm, rustig en in liefde teenoor mekaar en teenoor die mense om ons wat dit ken nie, wat dit verstaan nie. Wêreld is tydelik, Christus se woord is ewig, sy koninkryk is naby. Daarom wees wakker, wees waaksaam. Elke dag, elke oomblik. Kyk na die blare, kyk na die vyeboom, kyk na die natuur. Het is lekker om te sien as die lente aanbreek, al die bome is weer groen. Dan weet ons, lente is hier. Lente is hier. Swalkies vlieg, somer is hier. So moet ek en jy die tekens van die tye raak sien en weet, God is in beheer, hy is besig om jou en my waaksaam te maak, voor te berei, gereed te maak vir daai dag. Die Bybelboek mag al verbrand word, maar wat God gesê het, kan nooit uitgewis word. Wees gereed, leef getrou, die koning is naby. Sy koms is voor die deur. Ons vertel van hierdie oorlogskip wat besig is om in die nag en in geweldige storms te vaar. En die boodskap kom na die skip toe en sê, verander koers met 10 grade. Die skip stuur vir die lughuis en sê, ek is admiraal so en so. Jy sal jou lug skuif. Die boodskap kom weer. Ek is seeman so en so. Jy moet 10 grade skuif. Nee, ek is admiraal so en so. Jy sal skuif. Die seeman sê, admiraal, ek is seeman so en so. Ek is 'n lughuis, ek skuif nie. Jy skuif. En so ook God se woord. Hoef nie skuif nie. Hoef nie verander nie. Dit bly vir ewig vas. God se woord het homself al bewys die afgelope 2000 jaar. As getrou, as waar, en as goeie toerusting vir elke gelowige, om homself gereed te maak vir die ewigheid. Koester sy woord. Ancient words ever true. Changing you. Sy woord verander ons lewens om meer soos Jesus te wees. Sy woord verander ons om te wees waar hy wil hê ons moet wees, sodat ons kan inpas in sy heerlike teenwoordigheid wanneer hy huis doen. Is jy gereed? My liewe toehoorder, is jy gereed vir daai groot dag wanneer Jesus? Hoe dit gaan wees, wanneer dit gaan wees, weet ons nie. Maar jy moet gereed wees. En dan gaan jy gou reg, maar as jy die van die kruis met die laaste geleentheid gehad het, almal het nie altyd so geleef. Almal het nie altyd hier geleef. Wees in elk geval gereed vir wanneer Jesus kom. Lewe in vergifnis. Lewe in reinheid. Lewe in heiligheid. Tot sien. Ons bid.
Jesus ons is bewus daarvan dat ons wêreld is vir ons 'n duidelike teken. U berei ons voor. En is vir ons om daardie waarheid aan te gryp en onsself in ons lewens daarvolgens te rig. Maar ek wil vanmôre bid vir elke ene wat dalk in aanhoor van hierdie woorde is, wat nog twyfel, wat nog nie sekerheid het nie. Here Jesus, U alleen deur U Gees kan oortuig. U het gekom, Heilige Gees, om te oortuig van sonde, U het gekom om te oortuig van geregtigheid, en het gekom om te oordeel oor oordeel. En daarom wil ons vra, kom en oortuig, U alleen. Sodat ons gereed kan wees vir daai groot dag. Dit gaan 'n wonderlike dag wees vir die gelowige, vir die kind van God. En daarom ons almal uitsien